So today it's an early morning for some choir, Victoria, and the sun is about to rise and we're already halfway on our trip there. And I'll show you what happens another day in the AUC family life. Hier staan die manne, die alfamannen. Die alfamannen is die mannen wat tussen 2010 en 2024 gebore is. Die Einsteins van tegnologie, die Donald Trumps van doelgerichtheid, die Pafke Klaas op die bank is vir papperkamper langs sessies by die jaarkapper nie. Ja, hier staan die mannen, die alfamannen. Voorzitter, dames en heren, die alfa generasie, dis nou ons, gaan die wêreld verander, want generasie alfa se manne is die toekoms. Net vir 'n bietjie agtergrond, die generasie alfa gaan verwag die grootste ooit wees. Dink net wat 'n klomp alfa manne vir die toekoms kan beteken. Graag stel ek my alfa span aan julle voor. My naam is Alexander en ek gaan vandag my span lei. Langs my staan Jordan. Ek is oortuig, ons generasie is tegnologiese Einsteins wat die toekoms nodig het. Langs hom staan Ian. Die lewe sou maar swaar gewees het as ek nie oortuig was dat ons alfamanne die doelgerigtheid van Donald Trump gehad het nie. En op die punt het ons verbreiding. Ek is oortuig dat die toekoms mooi, aantreklike, goed versorgde manne inhou. Want Nes Faf, 'n rowwe rak op die beer is. Dan sy voorkoms kyk ons alfas ook. Manne, hoe hard gaan ons die toekoms aangryp? Van alfa tot omega. Nou toe, hier sê die manne. Maar nou gaan ek vir Jordan vra om op te staan en vir ons te sê wat hy as 'n generasie alfa man, hoekom hy as 'n generasie alfa man die toekoms is. Dankie Alex. Ons alfamanne is môre so, omdat ons tegnologiese Einsteins is. Ons generasie is die toekoms, want tegnologie lei tot verbetering van kommunikasie. Volgens digitale kenner Marlene Erasmus se mening op 1 Januarie 2024 geplaaste Inc.webblad artikel, die impak van tegnologie op ons samelewing, is dit duidelik deur die verbetering van kommunikasie, mobiele toestelle en ander sosiale media platforms, het ons die voorreg om met mense reg oor die wêreld te skakel. En die voordeel hiervan is dat kultuurgrense oorbrug word. En in ons land is die kultuurgrense oorbrugging baie belangrik. En omdat ons generasie alfamanne gedoop is as die tegnologiese Einsteins, is daar hoop vir die toekoms. Nes Joe Black, ek het nog altyd geweet, jy, Kian, gaan die hoop weer terugbring. Ja, Kian. Maar die alfamanne sal ook verbeter menseverhoudings. 'n e-commerce platforms webblad artikel, hoe tegnologie die samelewing in 2024 beïnvloed, wat op 29 November 2023 geplaas is, steun my argument. Volgens Johan van Jong, 'n ervare onderwyskundige en mediaontwerper, was daar vanaf 2023 reeds 4.9 miljoen aktiewe sosiale media gebruikers. Hy sê ook, 'n groot deel van die gebruikers was tussen 11 en 24 jaar oud. Dis voordelig vir die samelewing as geheel, want dit laat mense toe uit alle omgewings om belangrike menseverhoudings te kweek en te bewaar. Dis nie net die dames wat op TikTok, Instagram en WhatsApp boer nie, ons manne doen ook. En as dit nie vir ons alfamanne was nie, het die snoepie 'n verlies gelei op Valentynsdag. Jy gee ons hoop, Johanna. Julle moet ons seker Jordan, nie Johanna nie. Maar jy weet wat, ek sal die compliment vat. Want ek gee inderdaad vir die snoepie en die dames hoop. Laastens is ons alfamanne die toekoms, want ons tegnologiese gebore talent help met die bevordering van nuwe opvoedkundige geleenthede. Al ooit van KI gehoor? Kunsmatige intelligensie? Ons vier het al. Die platforms help om opvoedkundige geleenthede te vergemaklik. Toe my ma die eerste keer van KI gehoor het,
het sy daarom na my toe gehardloop verantwoorde. Hoekom? Want haar alfa mannetjie het geweet wat die wifi-kode was, nog voor hy geweet het dat 1 + 1 gelyk aan 2 is. Natuurlik gaan ek weet hoe haar te antwoord. Volgens Amanda Ripley, tegnologiese navorser, skryf in haar 2014 gepubliseerde boek, The Smartest Kids in the World, dat generasie Alpha nog die grootste deurbraak in digitale onderwysopvoeding gaan maak, omrede hulle met tablette onder hulle arms groot word. Sy sê ook die manlike geslag gaan ons baie verbaas. Ons weet, mevrou Ripley, ons weet. Johanna, jy gee ons beslis hoop. Waar sê die manne? Hier sê die manne, die alfa manne. Nou toe, dankie Jordan. Nou mag jy gerus saam met die ander manne sit, behalwe jy, Kian. Hoekom glo jy is generasie alfa se manne die toekoms? Want ons het die doelgerigtheid van president Donald Trump. Wil jy nou ook jaarliks pakkie op 'n skip sit in Amerika te voeter om daar te gaan boer? Ek wil juist nie. Maar met president Trump se doelgerigtheid kan ek ons toekoms in Suid-Afrika ook beter maak. Kyk, as Trump sy kop op 'n ding het, slag hy altyd in sy doel. Eerstens is ons bevoorreg om die beste, nuutste, gevorderde hulpbronne hê om besluite te maak. Volgens Doris Viljoen, hoof van die Instituut vir Toekomsnavorsing by die Universiteit van Stellenbosch, se 22 Februarie 2024 nuusflits.com artikel, is jou kind deel van generasie Alpha, is ons net 'n klik weg van nuuswebblaaie en tips wat ons op hoogte van sake hou. Hoe anders dink jy weet ek dat Donald Trump agter ons boeresvellies aan is? Presies. En as gevolg van sy hulpbronne, weet ek ook dat ons boere swaar kry aan die kant van die aarde. Generasie Alpha se manne is ook doelgerig as dit by die sake van die liefde kom. Ons is nie bang om ons man te staan as dit by hartsbesluite kom nie. Volgens sy 2023 gepubliseerde selfrapports, 'n nuwe teenager by Friday, skryf die beroemde sielkundige Dr. Kevin Leman dat kinders van vandag baie meer waaghalsig as vorige generasies is, wat tot voordeel vir hulle ontwikkeling en toekomsbesluiting is. Seuns was veral die meer teruggetrokke geslag vroeër jare, maar nou staan hulle op vir dit waarin hulle glo, Of vir waarin hulle harte in glo. Hoor julle ook die trouvloeke lui? Alex is reg vir ouers vra. Alle grap is op 'n stokkie. Ons is laastens doelgerig as ons kop op 'n ding het. 'n Artikel is jou kleintjie waaghalsig, hy moet wees. Die ouerskapsspesialis Mariana Brusaini, wat op 10 November 2024 op notasvanmama.com geplaas is. Glo generasie Alpha staan nie terug vir onregverdigheid en oneerlikheid nie, en is nie op hulle bek geval om hulle opinie te lewer nie. Sy sê verder, 'n kind mag met 'n volwassene verskil, solank dit met respek gedoen word. Ek sal nou nie sê oom Trump doen altyd alles met respek nie, maar hy staan nie terug as hy 'n opinie het nie. Kian, jy is 'n doelgerigte man met 'n plan. Waar sê die manne? Hier sê die manne, die alfa manne. Dankie Kian, sit gerus saam met die ander alfa manne, behalwe jy Brayden. Nou is dit jou beurt om op te staan vir al die generasie alfa se manne. Ek maak so Alex, want ek glo ons generasie se manne kyk na ons voorkoms. My ma het skoon nou die dag op Faf de Klerk se Instagram profiel 'n boodskap gelos, want sy wil met alle mag weet wie is sy haarkapper en watter produkte gebruik hy. Want na 'n 80 minuut wedstryd lyk sy hare nog steeds is al Disney se presense charmante. Generasie Alpha is eerstens meer modebewus omdat ons helde daarom blootstel. 'n Netwerk 24 artikel gedeel en gaan ons nou ook help met voorkoms, wat op 13 September 2024 gepubliseer is, sê die Brain Bureau, oftewel skoonheidskenner, dat daar die nuutste seisoen op van sy gewilde program op mans van fokus. In die eerste episode gaan hy voormalige Springbok, Jacques Kriel, advies oor sy voorkoms gee, want hy maak 'n sprong van sportman na sakeman. As Jacques Kriel na sy voorkoms kyk, wil ek ook, want ek wil ook eendag 'n suksesvolle sakeman wees. Jy weet, my ma sê van word deur L'Oreal se alweer shampoo gebruik. Nou ja toe, Jordan, trap die petrol dat ons vinniger kan ry, want ons moet Diskend toe gaan. Generasie
Die alfa word ook groot in 'n samelewing waar jou voorkoms jou toekoms bepaal. Dieselfde Westhuizen, 'n voorkomskonsultant, sê in die 25 November 2022 gepubliseerde Marula Media artikel 10 stelsoorte vir mans, watter een volg jy? Dat mans onprofessioneel lyk as hulle konservatief aantrek, dat hulle ook ongemaklik, onderdruk en uit plek aan dit voel. Dis jou droom om 'n sakeman te wees, moet jou voorkoms ook daarna lyk. Sy glo daar is hoop vir die jonger geslag, want vandag se seuns van haar voorkoms ontsien. Die dame praat wyse woorde. Kyk, as Faf dit kan doen, kan ons ook. Ons kyk laastens na ons voorkoms, want eerste indrukke tel. Volgens Via TV se Instagram plasing op 3 November 2022 praat die dokter nou span oor eerste indrukke. Tandheelkundige deur Jeugdonsgeweer sê hy sien meer mans in sy praktyk vir tand- en kokbeenbehandelings as vroue, omdat hulle besef hulle het eerste indrukke in die beroepswêreld. Dis inderdaad so, want die alfa manne is die toekoms. Brian, gaan koop vir jou vasse fancy L'Oreal shampoo, want juist dit werk. Waar sê die manne? Hier sê die manne, die alfa manne. Voorsitter, dames en here, ons 4 manne het gepraat. Generasie alfa se manne is die toekoms. My span vat saam. Ons is die toekoms, want ons is eerstens tegnologiese Einsteins. En tweedens die doelgerigtheid van Donald Trump. En kyk terwyls na ons voorkoms soos die bokke. Die toekoms is hier. Ons nuwe generasie Beta, gaan opbly. Hier staan die manne, die alfa manne, reg om die betas te gaan lei. Nes Delarey.